Nou ek wil julle vat na 'n baie bekende gedeelte in Markus hoofstuk 4 vanaf vers 35 tot 41. Volgende woorde staan daar geskrywe. Laat daardie middag sê Jesus vir sy disippels: "Kom ons vaar oorkant toe." Hulle het toe die mense wat daar was, daar laat bly en hom saamgeneem in die skei waarin hy gesit het. Daar was ook ander skeite by. Skielik het daar 'n groot storm losgebars en die golwe het in die skei geslaan, sodat die skei al begin vol word het. Jesus het op die bank in die agtersteewe gelê en slaap. Hulle maak hom toe wakker en sê vir hom: "Meneer, gee u dan nie om dat ons vergaan nie?" Toe staan hy op, bestraf die wind en sê vir die see: "Hou op, bedaar." Die wind het gaan lê en daar het 'n groot stilte gekom. Toe sê hy vir hulle: "Waarom is julle bang? Waarom is julle bang? Het julle dan nie geloof nie?" Hulle is met groot ontzag vervul en het vir mekaar gesê: "Wie kan hy tog wees dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam?" Familie, daar is sekere vrae wat 'n mens nooit vergeet nie. Nie omdat dit ingewikkeld is nie, maar omdat dit reguit deursny tot in die hart. Sulke vrae dwing jou om eerlik na jouself te kyk en jouself af te vra wat werklik in die hart aangaan. En Jesus was 'n meester daarin gewees. Hy het nie altyd mense met lang toesprake toegespreek nie, nee. Hy het soms net een vraag gevra. Een vraag gevra en daardie vraag het mense se harte oopgevlek. En vandag, vanoggend, vra hy net so 'n belangrike vraag vir my en vir jou. 'n Vraag wat ek en jy iewers in ons lewens gaan moet beantwoord. En die vraag is: waarom is julle bang? Waarom is julle bang? Dis 'n vraag wat nie net aan die 12 disippels op die boot gerig is nie. Dis 'n vraag wat vandag nog in hospitaalkamers weer klink. Dit weer klink in huwelike wat swaar kry. Wanneer jy 'n slegte diagnose kry, wanneer jy jou werk verloor, jou kind aftaal, of wanneer depressie of ander siektes jou vasdruk, of natuurlik wanneer die toekoms onseker voel. En familie, ons leef in 'n wêreld waar vrees byna die taal van die samelewing geword het. Dit is byna die taal van die samelewing. Mense is bang oor oorlog, misdaad, ekonomiese onsekerheid, siekte, mislukking, verwerping en natuurlik ook die toekoms. En die werklikheid is dit, die sosiale media en nuuskanale voed hierdie kultuur van vrees daagliks. As jy jou foon oopmaak, wat sien jy? Jy sien net die negatiewe goed. Jy sien net die negatiewe goed. Jy sien net die oorlog. Jy sien net die diefstal. Jy sien net die moord. Jy sien baie selde sien jy iets baie positiefs. Tog is dit merkwaardig dat die opdrag wat die meeste in die Bybel voorkom is: moenie bang wees nie. Moenie bang wees nie. Nie omdat daar geen rede is om bang te wees nie, maar omdat God groter is as enige rede wat daar mag wees. Jesaja 41 vers 10 sê: moenie bang wees nie, want ek is by jou. Josua 1 vers 9 sê: moenie skrik nie, moenie bang wees nie. Lukas 2 vers 10 sê: moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle goeie tyding. Matteus 14 vers 27: hou goeie moed, dit is ek, moenie bang wees nie. Openbaring 1 vers 17: moenie bang wees nie, ek is die eerste en die laaste. Terug na die oomblik op die boot. Markus vertel eintlik hoe hierdie dag was dit eintlik 'n uitputtende dag gewees vir Jesus. Hy het skare toegespreek, hy het verskeie mense genees en baie gelykenisse vertel, en in die aand sê hy hierdie sin vir hierdie disippels. Een sin vir hierdie disippels. Kom ons vaar na die oorkant. Kom ons vaar na die oorkant. Hierdie sin is ongelooflik belangrik, want jy moet die konteks nou verstaan rondom hierdie een sin. Hierdie reis was nie die disippels se idee gewees nie. Dit was Jesus se idee gewees. Dit was hy wat gesê het: kom ons vaar na die oorkant toe. Disippels was nie buite God se wil gewees nie. Hulle was presies waar Jesus hulle wou hê. En tog tref die geweldige storm hulle. Tog tref die geweldige storm hulle. Hoeveel gelowiges glo nie dat gehoorsaamheid aan God hulle van storms behoort te vrywaar nie. Ons dink onbewuslik, as ek maar net naby die Here leef, behoort dinge maklik te wees. Maar Markus vernietig totaal en al daardie idee. Die disippels is nie in die storm omdat hulle ongehoorsaam was nie. Hulle is in die storm omdat hulle gehoorsaam was. En dis 'n belangrike waarheid om vanoggend te besef. Om saam met Jesus die pad te stap beteken geensins dat jy nooit deur storms gaan nie. Dit beteken wel dat wanneer jy deur 'n storm gaan, dat jy nooit alleen deur daai storm sal gaan nie, maar dat God saam met jou sal wees. Jesaja 43 vers 2 bevestig hierdie waarheid. Hy sê: as jy deur water moet gaan, ek
is by jou, of deur riviere, hulle sal jou nie oorspoel nie. As jy deur die vuur moet gaan, sal jy nie geskroei word nie, en die vlam sal jou nie brand nie. Let op, God sê nie, jy sal nooit deur water gaan nie. Jy sal nooit deur vuur gaan nie. Hy sê, as jy deur waters moet gaan, as jy deur vuur moet gaan. Die Christelike lewe is nie 'n belofte van 'n stormlose bestaan nie. Dis 'n belofte van God se teenwoordigheid te midde van storms in ons lewens. Te midde van storms in ons lewens. Die see van Galilea was bekend vir skielike storms gewees. Omdat dit diep onder die seevlak lê en deur berge omring word, het koue lug met warm lug baie vinnig gebots en 'n geweldige wind en 'n geweldige storm het losgebreek. En dit is selfs vandag nog so. Maar dink gou vir 'n oomblik, wie was in die boot gewees? Wie was in die boot gewees, behalwe nou vir Jesus? Dit was Petrus, dit was Andreas, dit was Jakobus, dit was Johannes. Hierdie manne was uiterse ervare vissermanne gewees. Hulle het geweet hoe om 'n storm te hanteer. Hulle het geweet om die see te hanteer. Hierdie manne het hulle hele lewe op die water gewerk. Hulle het storms geken. So wanneer hulle paniekerig raak in hierdie gedeelte, weet ons dat hierdie was nie 'n storm soos enige ander storm nie. Hierdie was 'n unieke storm gewees. Dit was 'n verwoestende storm gewees. Markus se woorde wat hy gebruik, beteken letterlik geweldige of woeste stormwind. Die golwe slaan oor die boot, hulle word rondgeslinger deur die wind en die golwe, waterstroom in die boot en die boot begin te sink. En dan lees ons iets wat amper onwerklik klink. Jesus was agter in die boot aan die slaap op 'n kopkussing. Jesus het geslaap terwyl hierdie storm aan die gang is. Nou my vraag is, hoe kan iemand slaap tydens so 'n storm? Het jy al so daaraan gedink? Hoe kan iemand slaap tydens so 'n storm? Omdat Jesus se vrede nie in die storm is nie, maar in God. Maar in God. Die disippels kyk na die wind, Jesus rus in die Vader. En hierin lê 'n diep geestelike waarheid. Ware vrede word nie gevind wanneer alles rondom jou stil raak nie. Ware vrede word gevind wanneer Christus die middelpunt van my en jou lewe is. Selfs wanneer alles rondom ons skud. Jesus sê later vir sy disippels in Johannes 14 vers 27, hy sê vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek vir julle gee is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moet nie ontsteld wees nie, en dan sê hy die woorde, en julle moet nie bang wees nie. Moenie bang wees nie. Die wêreld sê as jy omstandighede verbeter, sal jy vrede hê. Maar Jesus sê ontvang my vrede en jy sal staande bly al verander jou omstandighede nie onmiddellik nie. Toe die disippels hom wakker maak, vra hulle hom nie vir hulp nie. Vra nie vir hulp nie. Hulle sê net die volgende woorde: Meester, gee U dan nie om dat ons vergaan nie? Gee U nie om dat ons vergaan nie? Dis eintlik die hart van vrees. Vrees laat ons twyfel aan God se karakter. Ons begin wonder, gee hy regtig om? Hoor hy werklik ons gebede? Besef hy dat ons in 'n storm is? Gee hy ooit om? Maar familie, stilte is nie die afwesigheid van God nie. God werk dikwels die diepste wanneer hy die stilste voorkom. Charles Spurgeon het gesê, God is too good to be unkind and too wise to be mistaken. And when we cannot trace his hand, we must trust his heart. Hoe waar is dit nie? Ons verstaan nie altyd God se hand nie. Ons verstaan nie altyd sy tydsberekening nie. Maar ons kan altyd sy hart vertrou. Altyd sy hart vertrou. So terug na die storm toe. Jesus staan eenvoudig op en hy spreek hierdie storm direk aan. Hy bid nie, hy onderhandel nie, hy smeek nie, hy argumenteer nie. Hy sê eenvoudig, swyg en bedaar. En onmiddellik word die storm stil. Die wind gehoorsaam, die golwe gehoorsaam. Waarom? Waarom? Omdat die Skepper gepraat het. Omdat die Skepper gepraat het. Psalm 89 vers 10 sê, U heers oor die duining van die see. Wanneer die golwe styg, bring U hulle tot bedaring. Wat die Ou Testament van God alleen sê, sien die disippels nou met hulle eie oë in Jesus. Hy's nie bloot net 'n groot leermeester nie, hy's nie net 'n groot profeet nie, hy is die Here oor die skepping. Hy is die Here oor die skepping. Wat vir die disippels onbeheerbaar was vir Jesus volkome onder beheer. En is dit nie so dikwels met ons lewe ook nie, ons ervaring nie. Wat vir ons as die einde voel,
Wat vir ons soos 'n storm voel wat losbreek in ons lewens, wat ons nie weet watter kant toe nie, wat voel of ons gaan verdrink, is vir God net nog 'n manier en nog 'n geleentheid om sy mag te openbaar. Jeremia 32 vers 27 vra: "Kyk, ek is die Here, die God van alles wat leef. Is enigiets onmoontlik vir my?" Die antwoord is natuurlik nee. Nee. Geen diagnose is groter as God nie. Geen skuldlas is groter as God nie. Geen depressie is groter as God nie. Geen finansiële krisis is groter as God nie. Geen gebrokenheid of 'n gebroke huwelik of 'n verhouding is groter as God nie. Geen sonde is groter as die genade van Christus nie. Maar dan gebeur daar iets verrassends. Na die storm bedaar het, draai Jesus dadelik na sy disippels toe. En hy vra hierdie vraag vir hulle: "Waarom is julle bang? Het julle dan nie geloof nie? Waarom is julle bang? Het julle dan nie geloof nie?" Dis merkwaardig. Jesus spreek eers die storm aan, maar daarna spreek hy hulle harte aan. Hulle harte aan. Want volgens Jesus was die grootste probleem nie die storm gewees nie. Die grootste probleem was wat die storm in hulle harte blootgelê het, wat uitgekom het. Hulle ongeloof wat uit na vore gekom het. Ons dink dikwels God se grootste doel is om die storm te beëindig in ons lewe, maar baie keer is sy groter doel om iets binne in ons lewe te verander. Binne in ons hart te verander, in plaas daarvan om die storm weg te vat. Storms openbaar waarop ons werklik vertrou. Dis maklik om geloof te bely wanneer die son skyn, maar geloof word sigbaar wanneer die golwe teen die boot slaan, wanneer dit moeilik gaan, wanneer dit uitdagend gaan. Storms het 'n manier om alles wat oppervlakkig is weg te stroop. Dit haal die maskers af en dit bring die ware toestand van ons harte na vore. Petrus sou jare later, nadat hy self deur 'n paar storms in sy lewe gegaan het, skryf hy hierdie in 1 Petrus 1 vers 6 tot 7, hy sê: "Verheug julle hieroor, selfs al is dit nodig dat julle 'n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerlei beproewings, sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Julle geloof is kosbaarder as goud, goud wat vergaan. Selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets, en die egtheid van julle geloof moet ook getoets word, sodat dit lof en heerlikheid en eer waardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus." Luister familie, God stuur nie storms om ons te vernietig nie. Ek sê dit weer, God stuur nie storms om ons te vernietig nie. Maar hy gebruik storms om ons te vorm. Hy is meer besorg oor ons karakter en ons heiligmaking as wat hy besorg is oor ons gemak. Ons bid dikwels: "Here, haal my uit die storm uit." Maar God se antwoord is soms: "Ek gaan jou eers leer iets in daardie storm. Ek gaan eers iets in jou hart verander. Ek gaan eers iets in jou lewe kom verander." Maar dis 'n bekende aanhaling wat ek mal is oor, en dit klink baie wreed. Maar dis die aanhaling van A.W. Tozer wat geskryf het: "It is doubtful whether God can bless a man greatly until he has hurt him deeply." Dit klink baie hard, maar Tozer se punt is eenvoudig: God gebruik dikwels die moeilikste seisoene van ons lewens om ons dieper afhanklik van hom te maak. Nie omdat hy wreed is nie, maar omdat hy lief is vir ons. Dink maar net aan Josef. Die put was nie die einde nie, dit was die begin van God se plan. Dink aan Moses. Die woestyn was nie 'n straf nie, dit was voorbereidingstyd gewees. Dink aan Dawid. Die grot van Adullam was nie God se afwesigheid nie, dit was 'n plek waar 'n koning gevorm word. Dink aan Paulus. Die tronk het nie die evangelie gestuit nie, dit het aanleiding gegee tot briewe wat vandag nog miljoene mense bemoedig en tot bekering roep. En natuurlik, bo alles, dink aan Jesus. Die kruis het soos die grootste nederlaag gelyk, maar dit was God se grootste oorwinning. Grootste oorwinning. Moet daarom nooit 'n storm beoordeel voordat God nie klaar is met daardie storm nie, voordat God nie klaar gewerk is met jou nie. Romeine 8 vers 28 herinner ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. Let op, Paulus sê nie alles is goed nie. Alles is nie goed nie. Storms is nie goed nie. Siektes is nie goed nie. Dood is nie goed nie. Gebrokenheid is nie goed nie. Maar God is so almagtig dat selfs dit wat sleg is in sy hande kan neem en dit uiteindelik ten goeie laat meewerk. Alles. Nadat Jesus die storm stil gemaak het, lees ons iets merkwaardig.
Markus 4 vers 41. Hulle is met groot ontzag vervul en het van mekaar gesê, wie kan hy tog wees dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam? Let op die ironie hierso. Voorheen was hulle doodbang vir die storm gewees. Hulle fokus was net op die storm gewees, op die krisis in hulle lewe. En nou ewe skielik besef hulle wie werklik saam met hulle in die boot is. Nou is hulle met groter ontzag vervul oor Jesus. Die Grieks dui op dat hulle met 'n heilige vrees gevul is. 'n Heilige vrees. Hulle het skielik besef dat hulle nie net met 'n gewone rabbi te doen het hier nie. Hulle het skielik besef dat hulle in die teenwoordigheid van God homself is. En dit is die grootste les van Markus 4. Die doel van die storm was nooit gewees om die disippels aan die ander kant te kry nie. Was nooit die doel gewees nie. Die doel was om hulle by 'n dieper openbaring van Jesus te bring. Want jy leer net sekere dinge van God wanneer jy werklik in 'n storm is. Wanneer jy werklik geen ander hulpbronne het nie. Wanneer jy werklik geen ander uitkoms het nie. Wanneer jy totaal afhanklik van hom is, leer jy iets van hom. Jy leer sy trou wanneer alles rondom jou ontrou raak. Jy leer sy vrede wanneer jou wêreld skud. Jy leer sy voorsiening wanneer jou eie hulpbronne opgeraak. Jy leer sy krag wanneer jou eie krag op is. Dis waarom sommige van die diepste getuienis nie uit maklike tye uitkom nie, maar die moeilikste tye uitkom. Corrie ten Boom, julle ken haar, wat die verskrikking van konsentrasiekampe oorleef het, geskryf, never be afraid to trust an unknown future to a known God. Ek sê dit weer, never be afraid to trust an unknown future to a known God. Want die waarheid is, ons weet nie wat môre vir ons wag nie. Ons weet nie wat volgende week gaan gebeur nie. Ons weet nie watter oproep ons vandag gaan ontvang, of watter uitdaging volgende om die draai van ons wag nie. Maar ons ken die een wat al reeds in môre is. Hy's reeds daar voordat ons daar is. Psalm 139 sê dat al ons dae reeds in God se boek opgeskryf is, voordat een daarvan aanbreek. Hy word nooit verras deur dit wat ons verras nie. Ek sê dit weer familie, hy word nooit verras deur dit wat ons verras nie. Miskien sit jy vanmôre in 'n storm. Dalk gaan dit nie goed nie. Dalk is daar verskeie uitdagings in jou lewe. En jy verstaan nie hoekom dit gebeur nie. Jy bid al lank, jy wag al lank, en dit voel of Jesus slaap. Dit voel of God stil geraak het. Onthou vanmôre Markus 4. Jesus was nooit onbewus van die storm nie. Hy was nooit magteloos gewees nie. Hy was nooit afwesig gewees nie. Hy het presies geweet hoe die golwe is. Hy het presies geweet hoeveel water in die boot is. Hy het presies geweet wanneer hy sou opstaan, en hy weet vandag ook waar jy is. Dawid skryf in Psalm 56 vers 4, die dag as ek bang word, vertrou ek net op U. Hy sê nie, ek word nooit bang nie, hy sê, wanneer vrees kom, kies ek om op die Here te vertrou. Dit is geloof. Geloof is nie die afwesigheid van vrees nie. Ek sê dit weer, geloof is nie die afwesigheid van vrees nie. Geloof is die besluit om God se woord bo jou gevoelens te vertrou. Martin Luther het geskryf, ek kan nie keer dat voëls oor my kop vlieg nie, maar ek kan keer dat hulle nes maak in my hare. Jy kan nie altyd keer dat vrees aan jou deur klop nie, maar jy hoef dit nie in te nooi nie. Jy hoef dit nie in te nooi nie. Paulus skryf in 2 Timoteus 1 vers 7, hy sê God het ons tog nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. In Filippense 4 vers 6 tot 7 hoor ons, moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Paulus sê nie dat God noodwendig elke probleem onmiddellik gaan wegneem nie. Maar hy beloof iets groter, dat God se vrede oor jou hart en gedagtes die wag sal hou. Dat sy vrede oor jou sal kom. Jesus het nie gekom om storm stil te maak nie. Hy het gekom om mense te red. En die grootste storm wat ooit oor die mensdom gehang het, was nie die storm op Galilea nie. Was nie. Dit was die storm van sonde en oordeel oor my en jou lewe. Op Golgotha het Jesus homself doelbewus in daardie storm ingestap, en aan die kruis het hy die volle oordeel van ons sonde gedra. En selfs die effek van ons sonde ervaar toe hy uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat?
Ons sonde was so groot geweest. Ek wil hê jy moet dit besef vanmôre, dat daar verwydering plaasgevind het. Dat in daai oomblik was dit asof God sy gesig gedraai het van sy seun, dat hy dit nie kon sien nie, dat hy nie dit kon beleef nie, want dit was haaglik geweest. Haaglik geweest. En in daai oomblik het Jesus totaal en al verlore gevoel. My God, waarom het U my verlaat? Sodat elkeen wat aan hom glo nooit deur God verlaat hoef te word nie. Hy het die storm van God se oordeel gedra sodat ons die vrede van God kan ontvang. Daarom is ons grootste sekerheid nie dat ons nooit storms sal beleef nie. Ons grootste sekerheid is dat ons nooit alleen deur storms hoef te gaan nie. Hebreërs 13 vers 5 herinner ons aan God se belofte. Ek sal jou nooit verlaat nie. Ek sal jou nooit in die steek laat nie. Ek sal jou nooit in die steek laat nie. Dit beteken dat daar nooit 'n hospitaalkamer is waar hy nie teenwoordig is nie. Daar is nooit 'n traan wat hy nie sien nie. Daar is nooit 'n nag wat vir hom te donker is nie. En daar is nooit 'n storm wat sy stem nie kan stilmaak nie. Daarom laat Jesus hierdie vraag vermoere deur hierdie gebou ego en in jou hart ego. Waarom is julle bang? Waarom is julle bang? Nie omdat jou storm klein is nie. Nie omdat jou pyn ondraaglik is nie. Nie omdat jou trane nie werklik is nie, maar omdat hy groter is as enige storm. Die vraag is uiteindelik nie, hoe groot is jou storm nie. Dis nie die vraag vanmôre nie. Dis nie die vraag vanmôre nie. Die vraag is vanmôre, hoe groot is jou verlosser? Hoe groot is jou verlosser? Want wanneer jy weet wie saam met jou in die boot is, verander selfs die grootste storm van 'n plek van wanhoop na 'n plek van ontmoeting. Want die God wat in die wind en die golwe met een woord stil gemaak het, is dieselfde Jesus wat vandag nog vir my en vir jou sê, moenie bang wees nie. Moenie bang wees nie. So mag ons antwoord nie die van paniek wees nie, maar die van geloof. Mag ons selfs wanneer die wind huil en die golwe slaan, saam met Dawid bely, Psalm 27 vers 1, die Here is my lig en my redder, vir wie sou ek bang wees? Die Here is my toevlug, vir wie sou ek vrees? En mag ons as gemeente leer dat ware geloof nie beteken dat daar geen storm sal wees nie, maar dat ons met vaste vertroue kan sê, die storm is groot, maar Jesus is groter. Jy sien die oomblik toe die disippels besef het wie in hulle storm is, het die hele prentjie verander. Die hele prentjie verander. Die vrees wat daar was vir die storm het weggegaan. Daar het vrede gekom, daar het ontsag gekom, daar het respek gekom, daar het 'n bewusmaking gekom in daardie oomblik van wie God werklik is. Ek weet nie waardeur jy gaan nie. Dalk gaan jy deur 'n moeilike tyd, maar ek wil vanoggend vir jou sê, besef wie saam met jou in die storm is. Jy is nie alleen nie. God gee belofte na belofte na belofte dat hy ons nooit alleen sal los nie. Dat hy saam met ons is. Dat hy ons nie verlaat nie. En dat hy ons sal deurdra. Maak nie saak wat dit is nie. Maak nie saak waardeur ons gaan nie. So met dit gesê, kom ons sit net so en dan sluit ons oë. Here Jesus, U ken elke liewe persoon in hierdie gebou vanmôre. U sê in die woord, elke haar op ons hoof is getel. U weet of ons sit of staan. Elke gedagte ken U nog voordat by ons opkom. U ken alles van ons. En Here, U weet of daar mense is wat in hierdie gebou sit wat deur krisisse gaan, wat deur storms gaan. Dalk sit hulle hierso vermoere en hulle voel of hulle totaal en al verdrink in hierdie storm. Wat dit ook al mag wees, mag ons besef dat U is teenwoordig in ons storm. Dat U ons nooit alleen los nie. En dat U is besig om in hierdie storm te werk. U is nie net besig om ons deur te dra deur die storm nie. U is nie net besig om die storm weg te neem van ons nie. U is besig om ons te vorm en te maak soos wat U wil hê ons moet wees. U is besig in ons hart. U is besig in ons geloof. U is besig in ons lewens. En hy help ons om dit te besef. Help ons om te besef dat ons nooit alleen deur storms gaan nie, nooit alleen deur uitdagings gaan nie, maar dat U saam met ons is. Here, toe die disippels besef het wie U is, was hulle met ontsag vervul. Met hierdie wete vervul dat U is die koning. U is die koning. U is die lewende een. U is Jesus Christus, ons verlosser en saligmaker. Mag ons ook vandag bewus wees daarvan. Mag ons ook bewus wees dat U is die koning van die konings, die Here van die Here. Dat U is ons verlosser en saligmaker. En niks is te groot of te klein by U nie. En wanneer ons vertroue in U plaas, sal U ons nooit in die steek laat nie. Maar U sal saam met ons wees.
en saam met ons die pad stap. So Here, my gebed is vanmôre dat U saam met ons sal wees, waar ons na ons huise toe gaan, waar ons hierdie week na ons werke toe gaan. Here, mag U die middelpunt wees van ons lewens. Mag ons getuienis lewend hou daar buite. Mag ons werklik die sout en lig wees van hierdie aarde, soos wat U ons van ons verwag. Mag ons vir U al die eer omgee en al die lof gee, want U is waardig om geloof en prys te word. Deur elke woord wat ons uiter, deur elke keuse wat ons maak, deur alles wat ons doen, Here. Het sy dit by die werk of by die huis of waar ook al, mag U die eer ontvang. Mag ons lewens eer bring vir U, Here. Mag dit oorvloei. En Here, mag U goedheid in ons lewens bewerkstellig. Ons is so lief vir U en ons sê vir U ongelooflik dankie vir U waarheid, vir U beloftes en dit wat U vanmôre met elkeen van ons gedeel het. Mag U nou al die lof ontvang vorentoe en mag U die eer kry. In Jesus se naam bid ons dit en almal sê saam. Amen.